moet ek by my Heer. Hy dra my deur die storms. Hy hou my veilig vas. Ek weet ek is nie alleen. God gee my krag. Goeiedag geliefde. Dis Woensdag in die Groot Lydensweek. En ek moedig jou aan om vandag te lees Lukas 23 vers 26 tot 31. Dit is die gedeelte waar Simon van Sirene moes kom om vir Jesus te help om die kruis te dra omdat hy onder die gewig daarvan gesoog het. Jy kan dit gerus daar gaan lees. Maar ek wil fokus saam met jou vandag op Jesus se woorde in daai hele episode wanneer daar ook mense staan en oor hom huil. Dan sê hy, maar Jesus het na hulle toe gedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julle self en julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Jesus kry swaar. Hy is stikkend, hy is moeg. Hy is tot in die afgrond af verneder. Ek kan nie dink dat hy soog onder die gewig van die stuk kruishout dat hy moet dra. En in hierdie toestand sien sekere vrouens dit en hulle raak ook hartseer, hulle is aangeraak daardeur, want hulle sien sy seer en sy swaar. Maar in hierdie oomblikke draai hy na hulle toe en sê, moenie kyk na my seer en my swaar nie, huil oor julle eie. Soos hy vir hulle sê, bring julle seer en julle swaar na my toe. Ek kan dit ook nog vat. Hy waarsku hulle teen die tye wat kom, waar hulle ook seer en swaar sal hê, en wat die mense nie van die tye sal hou nie, en ek nie ervaar iets daarvan. Maar die diepste waarheid hiervan is dit, dat Jesus sê, moenie oor my huil nie. Huil oor julle self en julle kinders. Dankie tog dat ons hierdie Jesus ken. As die een wat 'n oop uitnodiging gerig het, oop uitnodigings gerig het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dat hy die uitnodiging rig, laat die kindertjies na my toe kom en moenie aan hulle pad staan. Jy sien, hy het nog altyd geweet hoe breekbaar ons is. En ons is regtig breekbaar. Die kleinste dingetjie kan ons heeltemal aan skerwe laat spat. Maar as jy dan, wanneer ons aan hierdie oomblikke van hom moet dink waar hy seer en swaar gehad het, en nog steeds die welsyn van sy mense in gedagte gehad het. As hy net sy eie welsyn in gedagte gehad het, kon hy opgehou het hiermee. Hy was nog nie aan die kruis vasgespijker nie. Dit was nog nie klaar nie. Dit was nog nie volbring nie. Daar was nog kans. Maar hy doen dit nie. Hy sê, bring maar nog seer en bring maar nog swaar. Ek sal dit dra, sodat in die toekoms, ook in 2026, die wat moeg en oorlaai is na my toe kan kom, en by my rus kan vind. Sodat die kindertjies altyd by hom kan wees, sodat ons vandag nog vir ons kinders kan sê, kom ons gaan na Jesus toe, niemand verhinder ons nie. Want by hom is jou lewe, by hom is jou saligheid, by hom is jou redding, by hom is jou vergifnis. Soveel so dat Jesus sê, julle moet in my bly, en ek sal in julle bly. Wanneer julle van siekte nie weet wat ek kan doen nie, wanneer julle van seer nie weet hoe om te treur en wanneer om op te hou treur nie. Wanneer julle voel julle vergaan van bekommernis, wil ek in julle wees en ek wil hê julle moet in my wees. Want dan kom daar 'n vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan.
Hy sê, bring die seer en die swaar. Wil jy nie opnuut in Lydenstyd 2026 besef dat hy dit deurgegaan het, sodat hy ook joune kan dra vandag? Hy wil, en in dit alles wil hy vir jou berusting en vrede en innerlike heling gee. Kom na hom toe. Shalom. Ek is nie alleen. God gee my krag. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is goed, ja, hy is groot. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is groot. Ek hef my hande om die naam te prys. Dankie vir die gawes wat ek elke dag